Dis hy. Goeiemôre almal. En ek sê môre nie, want die mense gaan dit seker nie aankyk van die mense. Hallo Jonathan, hoe gaan dit? Lekker en jy, Boet? Goed, voorspoedige nuwe jaar. Dankie vir jou ook. Lekker en welkom hierso Dylan wat vir ons hierso agter die skerms werk en Amber, baie welkom hierso. En voorspoedige nuwe jaar. Ek het al vir hulle almal gesê voorspoedige nuwe jaar. Ons het 'n lekker oujaarsaanddiens gehou van so 11:00 die aand af. Ons het hom deurgevat tot middernag toe en ons het ek en Jonathan en Tinus het lekker woord gegee hierso. En ons het mekaar toe sommer dan al voorspoedige nuwe jaar toegewens. Maar Ja, lekker, so. ons eerste podcast vir die jaar. Ek hoop julle die ander geniet en daai van Jan was die laaste gas wat ons hier gehad het. En ons het 'n paar gaste wat ek opgelyn het vir die jaar wat voorlê. Maar vandag gaan ons aan met die 7 kerke. Ek wil dit nou graag klaarmaak en ons gaan aan met Pergamum of Pergamus. En Jonathan kuier vandag saam. Ons gaan lekker saam gesels. En Jonathan, hoe gaan dit met die boerdery? Kom ons voor ons aangaan. Hoe gaan dit met jou in die boerdery? Nee, goed, dankie Jace. Lekker gereën, son skyn nou so 'n bietjie. We blessed. It's a scorcher out there today. Ja, today is bietjie hot. warm vandag. Ek voel al vanoggend, ek en my vrou het vroeg gaan stap, is deel van ons nuwejaarsvoornemens. Lekker, as wil een van daai draf as ons weer reg kan kom. Toe voel ek al is vroeg warm, Nou so ek wil vandag begin, ek het gevoel op my hart, Warrior Bride Reformer podcast. Hoekom het die Here my gelei om dit te doen? So ons gaan 'n bietjie kyk daarna wat dit beteken en dan gaan ons oor na soos die Here ons lei na Pergamos toe, die kerk. Sounds good. Nou die vorige 2 was mos nou Efese, toe Smyrna, gaan net terug op ons podcast, dan kan jy na dit kyk. En julle weet ons is 'n klomp mense en 'n gemeente wat baie lief is vir die boek van Openbaring, onder andere. En ons baie hou van die eindtyd goedjies. So kom ons kyk gou 'n bietjie hier Warrior Bride Reformer. Julle kan sien daar. Kom ons kyk, ek gaan nou die Engels hierso gee. Wat beteken reform? Die Afrikaanse woord vir reform is hervorm. So, hoor gou wat beteken reform? Changing for the better. Improving corrupt or wrong behavior or beliefs. Ons almal nê, toe ek born again geraak het. Ek het voor dit gedink, ek was reg. Ek gedink my teologie, as ek nou terug, ek het nie daardie teologie genoem nie, maar my manier van glo en God sien was reg. Ja, Want ek kom agter ek is far from right. ja. En selfs nou, dit was 2009, 9 Mei 2009. Selfs nou 2026. My siening van God 2009 teen wat hy nou is. Ek is gereform. Ja, En ek word nog steeds gereform. for the better. For the better, gehervorm. Ja, Dis wat dit beteken. Improving corrupt or wrong behavior beliefs, wie gesê het iets. ja. Well, in Christianity, a commitment, luister hier, a commitment to continuous spiritual renewal and correction based on biblical teachings. En ek kon dit nie beter gesê nie. Nee, die woord is die fondasie. That's the source you live from. Dis so. In essence, whether secular in die wêreld nou or religious, reform signifies a positive transformation from a worse state to a better one through correction, learning and renewal. Is dit nie mooi nie? Perfect. Hoeveel mense, en ek kry nou baie daarmee te doen, is nie in 'n kerk verbonde nie, submit nie in 'n kerk nie, en is nie oop vir correction nie. Ja, Dis verskriklik. Ek meen, ons almal moet, wat is ons woord gebruik? Accountable wees. ja. Ek is accountable aan jou en die hele ouderlingsspan. Julle is accountable. Ons het mekaar accountable gemaak. En ek is accountable in die gemeente. Ja, Hulle moet, as ek daar voor staan, nee, what you see is what you get. Nee? Ek kom nie, ek laai wat, was dit Graham Cook, het gepraat oor persona. Tydens die persona, as hy by die kerk kom, want ek 'n ander persona, as ek by die huis is. Ek en my vrou vra, dit is dieselfde ou, wat jy hier sien voor, is die ou by die huis. ja. En dis eintlik wat mense soek. Ek soek nie hier voor môre klas, hy rinkeking soos Jan Sali, jy weet ek daai gee persona, maar dis nie wie ek is nie. Nee, So ons moet almal submit. Ons moet oop boeke wees vir mekaar. Oop wees vir correction, renewal. God se woord bly dieselfde. Ons kan nie, ons nou aanpas dat dit nou by ons pas en dis nie wat ek sê nie. nee.
Maar die openbaringe van die woord moet jou renew. And then in order to reform, you must spend time in the Word. I think it's 2 Timothy where he says what the Word's for. It's for reproof, for doctrine, for daai goedjies. So that's how you reform, is die For Word. the man of God, or the woman of God. Dis so. Hoekom ek dit nou noem? Hoekom noem ons hierdie Warrior Bride Reformer podcast? Ons gaan nou na die bride toe gaan. Alles waarna ek submit onder die woord, reform my, hervorm my. Die ou hervormers het eintlik 'n mooi naam gehad. Dit moet my hervorm. Ek was deur die wêreld gevorm vir 35 jaar van my lewe. Toe kom ek in Jesus vasgeloop. Ek submit nou aan hierdie Jesus God van my en hy hervorm my na 'n beter JC toe. Ja. Want nou het iemand vir my droom gestuur van waar hulle my en Elsie ontmoet. Die ou JC en Elsie in 'n klub. Sê dis nie 'n nice JC en Elsie nie. Dankie tog, ek's nie meer daai JC of sy is nie meer daai Elsie nie. Ons word gereform om meer in die beeld van Jesus Christus te wees. Is dit nie awesome nie? Nee, wonderlik. So, as jy gewonder het, hoekom is dit Reformer podcast noem? Daarso. Warrior Bride. Ons gaan kwadde op, ons doen buitebediening, noem ons die Warrior Brides. En baie ouens het al gesien, hoe die kan mans opkom. Want die Bybel sê, ons is die bruid van Christus. Ons gaan net so 'n bietjie kyk daarna. Bride of Christ. Hoor gou hierso ek gaan dit nou in Engels gee, omdat ons nou hierdie die Warrior Bride noem, né? Die kruigerbruid. Dit ring nie, né? Warrior Bride. So, en ek is pro-Afrikaans, né? Jy weet dit. Ja, nee. Ek maar hier is my baie mooier. Daar's net sekere goed wat ek uit my mond uit nooit in Afrikaans gaan sê nie, soos podcast, potgooi. Nee, doen nie potgooi nie, daai is nie vir my lekker nie. Dis 'n podcast. Alright, dan moet jy maar vir my sê wat hulle wil. Ek gaan nie submit onder potgooi nie. Ja, ons Engels het 'n paar oulike goedjies. Baie goed. Ja, ek moet sê julle is nie so bad soos ek gedink het altyd. Ja, Dylan is ook en Amber is ook half Engels, jy weet ek sit nie alleen nie so. Maar ek moet dan sê julle taal is nie heeltemal anti-Christus nie. Nee, maar ek spot so. Hoor gou wat sê Revelation 19:7, ek gebruik die King James hier so aan 8 en 9. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife have made herself ready. Dis nou ons hoor, as jy nie geweet het nie. Jy is die wife. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Ons is die saints. And ye have said unto me, right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he says unto me, these are the true sayings of God. So ons is God se vrou, 'n maagdelike bruid. Ons gaan die 10 maagde in die skrif daarvoor ook gee, Matteus 25. So God kom vir sy bruid. Ons word in wit linne, the righteous deeds, maar ons is righteous verklaar deur God. Dis nou 'n gesprek vir 'n ander dag. Revelation 21:2. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Dis nou vir my ook baie mooi daar. Maar gaan we sê 2 Korintiërs 11 vers 2 in die King James. For I am jealous over you, skryf Paulus, with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Ons gaan gou hier na die Afrikaans toe. Hy sê, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind. Daai man is God, Jesus Christus, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Dis hoekom baie ouens het dan nou in Openbaring 12 is die vrou wat op die maan staan swanger, en hulle sê die kerk kan nie wees nie, want ons het dan 'n probleem, want ons is supposed to be om die maagd te wees. Daai is Israel. Ons gaan 'n keer oor dit praat. Hoor dit sê Jesaja
Jesaja 62 vers 5. For as a young man marries a virgin, so shall thy sons marry thee, and as the bridegroom rejoices over the bride, so shall thy God rejoice over thee. Dis my baie mooi. Natuurlik ons gaan na Matteus 25:1-13 kyk, die gelykenis van die 10 maagde, the parable of the 10 virgins, en dan hier in Johannes 3 vers 29 sê Johannes die doper, he that has the bride is the bridegroom. Dis my mooi, jy weet, en hy is die gas natuurlik, as jy verder gaan lees daar. Hy is, en daar's baie gaste, maar die bruid is supposed to be in die kerk te wees. En die regte kerk van Jesus Christus is die bruid. So dis hoekom ons hierdie die Warrior Bride Reformer podcast noem, want ons word gereform na die bride toe. Dis my mooi, nee? Baie. I mean, is net die Here wat so iets kan by mekaar sit. Ja. Tieners het lang al gedink aan die Warrior Bride. Nee? En dis my mooi, ek het daarmee ingeskakel, want ek het jare groot geword met die goed van ek begin het. So dis my glad nie, en ek het besef dat kruigerbruid, nou nie so goed klink nie, bruidkruiger, ek weet nie, maar tieners hulle dit so gedoen, en dis my mooi, ek hou daarvan. Die Here het net vir my, toe ek gesit en bid het, ek sal al jare terug wou ek met 'n podcast begin. En ek het al daar op die plaas, daar as hulle nou op die Siloam groepie ingaan, gaan jy kyk, daar's opnametjies wat ek self gedoen het met my selfoon en goed, so ek sal lankal lus om dit te doen. En ja, maar toe ek nou begin dink, ons gaan dit nou, en ons het al gesê, ons het al 'n jaar en 'n half terug al die equipment gekoop, ons nog nie daarby uitgekom het. En gedink, wat gaan ons dit noem? Jy weet, en toe die Here my begin praat oor die Reformer. Maar hoor hierdie enetjie in Psalm 45 vers 11 en 12, en hierdie skrif het ek daai jare terug by Tiaan Gildenhuys gekry, en toe ek so gesukkel het met rasisme en my volk en vaderland, ek het 'n teaching lang terug uitgebring, volk en vaderland, en ek sal hom seker eendag weer opneem, maar toe gee hy vir my hierdie skrif. Okay, hoor hoe mooi is dit. Psalm 45 vers 11 en 12. Hoor o dogter, is nou ek, jy is die dogter, en kyk, en neig jou oor, en vergeet jou volk, u volk, en die huis van jou vader, vergeet dit, en as die koning, Jesus, jou skoonheid begeer, want hy is jou Heer, buig jou dan voor hom neer. Daai is 'n taaf een vir baie mense, hè? Ja, is 'n taaf een vir baie mense. Want jy sien, ons is 'n uitverkore geslag, 'n uitverkore volk. Ons is nou ambassadeurs van 'n ander koninkryk. Ek is nog 'n Suid-Afrikaner. Ek submit onder die reëls van my land. Gee vir Caesar wat na Caesar toe moet kom. Maar ek is 'n ambassadeur van 'n ander koninkryk. Hy is nou my volk. So ek het nie, en dit gaan baie mense kwaad maak seker, en vies maak. Ja, maar onthou ons die belofte by Bloedrivier gemaak. Ja, nee, is goed. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Gaan Bloedrivier toe as jy wil Bloedrivier te gaan. Maar ek is nou deel van God se bruid. En my mission is, hy is al 2000 jaar terug, is daar 'n opdrag gegee, te gaan disippels maak van al die nasies. Ja. En my tradisie kom nou onder daai opdrag. Dis wat ek te sê daaroor. Nee, ek stem My is my persoonlike opinie. So, want ek is nou sy dogter, sy bruid. Sold out. Committed, 100%, en stuur my na die nasies toe. En ons het al baie nasies bedien, en hoe awesome was dit. Dis wat ek wou sê vandag. Jonathan, wat wil jy nog daar ietsie oor dit sê? Nee, ek dink is 'n goeie naam, Reformer. I mean, it speaks of daai proses van sanctification, waardeur ons gaan. Ek bedoel, it's a continuous process, and that's what it's our aim, it's to be more and more like him. Jesus is our pattern, and we reform, we change for the better, and that only happens when we spend time with him and in his word. Dis eintlik 'n hartsposisie. Ja. Ja, so 'n hartsposisie wat jy moet insit, jy moet die to self, al daai goedjies kom daarby. So, nee, I think it's awesome. Ja. Awesome, nou, dink jy nou, ek kry nou my teaching van die dag, ek sal nou kry, so Jonathan, kom ons kyk, gaan ons nou aan daarso, ek het my oukie opgesit, ek het nog net opgemaak, maar ja, ons gaan nou na Pergamum toe,
Ja, asseblief, dankie dat jy my herinner. Sit gou ons advertensie op. Tinus gaan vir my vies raak as ek dit nie opsit nie. Ons het 'n Turkye toer. Kom saam met ons na Turkye. 'n 13-dag luxe toer saam met Warrior Bride 18 tot 30 Mei 2026. Tinus en Lisa was nou al so 1 of 2 keer daar. Ons doen dit deur Joy Travel, Gawie en Jackie wat dit bymekaar sit. Hulle sit die beste plekke bymekaar vir die beste prys. En kom doen saam ons die toer. Hoe awesome is dit? Ons gaan hier loop waar Paulus geloop het. Hoe awesome is dit nie? En yes, ek bid dat almal die geleentheid kry om so 'n toer te kan gaan doen. Alright. Nou ons wil nou na Pergamum toe gaan as ek hom kan kry hierso. Daar sy dan tog. Pergamum. Gaan ons hom opsit daarso en daar lê die kerk van Pergamus of Pergamum. Jy sal sien ek het daar 'n paar voetjies opgesit en wat vir my nou lekker is, kom ons lees dit gou-gou. Dan begin ons daar. Let's do it. Ons skakel nou weer oor Afrikaans toe. Ja, nee, ek wil so 'n bietjie Engels inbring. Asseblief, bring jy vir ons die Engels in. Openbaring 2 vers 12. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Vers 13. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloor nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Vers 14. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. Kyk, die ou vertaling sê hom soos hy is, op vers 15. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaiete, wat ek haat. Bekeer jou. Kan nie glo, hy praat met 'n kerk, nie? Ja. Te bekeer. Kan kerke bekeer? Ja, lyk my so. Vers 16. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Vers 17. Natuurlik hierdie baie belangrik, hoe hy altyd sy briewe eindig, weer oor het. En ons gaan kyk en ek hoop ek noem dit nou hierso, maar ek gaan dit nou al sê. Hy sê dit 7 keer in Openbaring aan die 7 kerke, maar ook op 7 ander plekke in die Nuwe Testament, so 14 keer in die 7voudige struktuur, so hy net awesome. Gaan doen jou eie huiswerk, en ek weet nie of ek het al in 'n vorige podcast opgesit het, die ander 7 plekke nie, maar gaan check bietjie uit die ander 7 plekke. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborgde manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Awesome, awesome, awesome. Iets wat jy wou gesê het? Nee. Is jy nog reg? Goed. Soos ek gesê het, elke kerk het 'n 7 ontwerp element in die brief. So, kom ons kyk gou weer. Die naam van die kerk beteken iets. Jy sal sien dat ons gaan so 'n bietjie op elke kerk in die geskiedenis van daai plek af. Hoekom nou hierdie spesifieke 7 kerke? Yes. Die Heilige Gees, God weet hom alles, né? Hy weet hoe elke dorp, elke plek gevorm, en hy het seker hidden punts, né? Byvoorbeeld by Laodicea sê hy, hoor hierso, kry maar 'n salf vir jou oë by my dat jy kan sien. Want hy het geweet, daai plek was bekend vir hulle salf. Ja. So hy het seker goed gebruik. En as jy 'n bietjie kyk na die geskiedenis van elke kerk, kom jy agter, hoorie, hierso is hoekom hy nou die skerp tweesnydende swaard gebruik, wat natuurlik die woord verteenwoordig. Ja, Hebreërs 4:12. Ja, is net die woord. Alright. Die titel wat Christus vir homself kies, 'n aanbeveling, 'n kommer, 'n vermaaning, of ek wil eintlik daai vermaaning wil ek verander. Dis meer 'n challenge, 'n uitdaging. Hy daag jou uit. Doen hierdie eerder. So daai vermaaning dink ek vir my lekker, ek gaan dit nog verander. Dan 'n belofte aan die oorwinnaar. En dan natuurlik eindig hy sy briewe, wie oor het dat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. So ek sê altyd vir mense, het jy oor? Ja, nou moet ons luister wat God sê. Dis vir my awesome. Ek gaan later hierdie op 'n ander plek insit, maar ek sit dit net weer in. Die 7 tydperke van die kerk. Miskien nou die volgende ene. Voor ek na daaraan toe gaan. Die 7 kerke. Vra altyd die vraag, hoekom hierdie 7 kerke? Wat van die kerk in Jerusalem? Hoekom het hy nie die kerk in Antiochië gebruik nie? Die kerk in Rome, Lystra, Iconium. Hoekom?
hierdie 7 spesifieke kerke in hierdie spesifieke volgorde, anders werk seker goed. Alright. Die spesifieke kerke bevat elk 4 boodskappe wat al vir ongeveer 2000 jaar lank na ons toe uitroep. En vir baie mense bly dit nou maar net hierin vir altyd. Ja. En dit is my hartseer. So, daar was 7 plaaslike kerke, 7 fisiese kerke wat bestaan het. So hy skryf aan daai kerke. Vermanend, elke boodskap geld vir al 7 kerke in daardie tyd en vir vandag. Ja, definitief vir vandag. En vir vandag. En dan het 'n persoonlike homiletiese boodskap vir my en jou en ons persoonlike en dis waarop ek baie fokus het. As jy oor het, moet jy luister. En dan natuurlik die omstrede profetiese boodskap. Hy sal nie werk as hy nie in die volgorde geskryf was nie. En ek wil hierdie nie aan iemand verkoop nie, gaan doen jou eie huiswerk. Dat hy die 7 tydperke van die kerk-era die afgelope 2000 jaar na uitroep. En hierso is dan nou die sketsie van dit Efese plus minus 30 na 100 na Christus, Smyrna. Daar kan jy gaan kyk na die datums. En ek en jy is nou in die tydperk van Laodicea, maar jy kry vandag in elke kerk Efese. Ja. Selfs in Laodicea tydperk. Definitief. Jy kry Smyrna, want ek meen daar's vandag, ek het laas gesê, meer vervolging, meer Christen gaan die afgelope 200 jaar dood, as wat daar nog ooit in die geskiedenis van Christendom dood gegaan. Daar is Smyrna vandag. Ja. So, maar jy sê nou dis Laodicea, maar daar's nou net so baie vervolging, ja, maar dis geïnterweave. Ja. Maar ons is in die laaste tydperk, en ons gaan daarby uitkom, Laodicea, die tydperk van humanisme, die mens. Ons sal bou, Here, sit iemand net rustig daar bo in die hemel. Ons sal alles regkry op aarde, die kingdom now theology. Ons glo in die kingdom theology, die koninkryk teologie, maar nie die kingdom now theology. Daar's 'n fyn lyn. Ons het die koninkryk wat in ons inkom, die krag van God, en ons gaan nog baie daaroor praat, ek en jy. Maar ons gaan verseker nie die 1000 jaar vrederyk vir die Here bewerkstellig nie, want dit gaan hy doen eers as die Satan gebind is, want sonder dit kan ons dit nie doen nie. En daaroor raak ek mateloos opgewonde. En dan is jy net so vinnig map hierso voor ons inklim hierso. Daar regs onder kan jy nou sien, soos ek na die skerm kyk, regs onder is Patmos waar hy toegesluit was. Dan het ons nou Efese gedoen, kloksgewys gaan ons. Smyrna, nou is ons by Pergamum. So jy sien in baie Bybel sê Pergamus, maar dis dieselfde. Dan gaan jy Thyatira kry, Sardes, Philadelphia, Laodicea, en jy sal sien ons horlosie begin nou uitloop daai kant toe. Daar's hy. Naam van die kerk. Eerste maar ons kyk, my mond is skoon droog gevra, soos wat ek het nou geniet. Om oor die kerk te praat. So sy naam beteken letterlik City of the Serpent. Stad van die slang. Dis wat dit beteken. So as ons 'n bietjie na die agtergrond kyk, Jonathan, so Pergamus of Pergamum was albei genoem. Hy was so wat 110 km noord van Smyrna. Met al die navorsing wat ek doen, is alles in myle uitgewerk. So ek moes my eie dingetjie gaan doen hierso om. Ja, eie unit conversion. Ek my eie unit conversion doen, want ek meen ons werk nie 'n myl nie. Nee. Ons het altyd toe ek op in die polisie was, het ons so droommyl wat ons moes hardloop. Dit was verskriklik. Ek het dit nooit gemaak op, maar in elk geval die droommyl. Ja. 110 km noord van Smyrna. Efese, hier is maar baie interessant. Efese was grootlik die politieke stad. Ons het nou daarna gekyk na die geskiedenis vir die Romeine. Smyrna was die groot kommersiële stad as gevolg van wat? Die hawens. Nee, want Efese hawe het nou met die sluit toegemaak. En dan Pergamus, en ek gaan vandag nogal baie daaroor praat, was die groot godsdienstige stad gewees. Okay. Ons weet nie veel van die stad se vroeë geskiedenis nie. Voor Alexander die Grote se tyd was dit niks meer as 'n fort op 'n berg gewees nie. Ons gaan 'n bietjie oor die hoë plekke vandag praat. Voordat die Romeine oorgeneem het, was daar 'n sterk Hellenistiese kultuur gewees, Griekse kultuur gewees. My persoonlike opinie is dat die stad of fort op die berg nog altyd vir die gebruik aangewend was vir die aanbidding van ander gode. Omrede die Ou Testament, en jy weet nou self, en wat ons het nou baie saam met die Nigeriese mense gaan bid en alles, omrede die Bybel in die Ou Testament baie praat van die high places, of dan nou die hoë plekke. Selfs in oorlogvoering, as jy die hoë plekke, dis wat my so hartseer maak van Lone Survivor. Die ouens moes nie afgehard het, moes opgehard het. Jy het 'n beter stand het jy bo kan maak, né? Maar dis nou 'n storie vir ander dag. So omdat ek nou Marcus Luttrell se
40 dae vas podcast luister. Okay. 1 Korintiërs 11:7. 1 Konings, nou moet ek gou terug aan Ou Testament toe julle. Toe het Salomo 'n hoogte gebou op die berg wat oostlik van Jerusalem lê, vir Kamos, die verfoeisel van die Moabiete. Hierdie Salomo van ons, wat Spreuke skryf. Ja. En vir Moloch, die verfoeisel, hoor wat sê die Bybel? Die verfoeisel, hoor wat sê die Engelse Bybel? Van die kinders van Ammon, vers 8. En so het hy gedoen vir al sy uitlandse vroue, wat rook laat opgaan het en geoffer het aan hulle gode. So hy het op 'n hoë plek hierdie standbeelde gebou en goeders om die ander gode. Ja, dit het definitief betekenis. As jy gaan kyk na die goeie konings, Ja, hulle het dit gaan afbreek. En koning Hiskia. Ja. Ja, Dit was van die eerste goed wat hulle gedoen het, so dit het baie. En vandag nog, as jy net so 'n bietjie van geestelike oorvoering al weet, die hoë plekke, die ouens wat witchcraft doen en toordokters en kan maar gaan kyk, hulle soek op jou plaas die hoë plekkie, né? En ek gaan nou nie daai storie, ek moet daai storie vertel. Ek gaan nou nie die dorp se naam sê nie, maar ons het altyd hierdie parkrun gedoen by dorpie naby. En wat ek nie geweet het nie, die parkrun gaan nie so uit in die natuur, dis 'n lekker parkrun. Maar hy gaan so af en dan om 'n kloof en dan was 'n hoogtepuntjie daar van die dorp is daar. En eendag toe hoor ek daar's 'n gepraat daar bid. Dis 'n twee songommas wat bid daar. En ek stap Gibbs was nog klein, hy's op my skouers. Ek doen daai parkrun 5 kg met daai laai op my. Hy's nie van klein struktuur nie. En ek bind en bestraf daai goed. Ek stap, maak klaar, hier kom Elsie hulle terug. Ou John is so gesteek van die bye. Toe daar bye kwaad geraak en mense begin steek en al daai tipe goed. Toe weet ek, daar het ek nou toevallig? Nee. Hulle het toe die hoë plekke en vandag kan hulle nie die parkrun dan doen nie, want die grond is dan nou teruggeneem vir hierdie goedjies. Nee? Toevallig nou, die hoë plek. Vandag nog word dit so gedoen. Nee, verseker. 2 Korintiërs 23:8. En hy het al die priesters uit die stede van Juda laat kom. En dis nou, ek dink is koning Hiskia hierdie. En die hoogtes verontreinig waar die priesters offerrook laat opgaan het. Van Geba af tot by Berseba en die hoogtes van die poorte afgebreek. Die wat by die ingang van die poort van Joshua, die owerste van die stad was, en die wat aan 'n mens se linkerhand in die stadspoort was. Die priesters van die hoogtes, the high places, mag egter nie op die altaar van die Here in Jerusalem geklim het nie, maar hulle het die ongesuurde brode onder hulle broers geëet. Hy het ook toofet verontreinig wat in die dal van die kinders van Himnon was, sodat niemand sy seun of sy dogter vir Moloch deur die vuur sou laat gaan nie. So hierdie koning het alles afgebreek, vernietig, al hierdie goeders. En hy het die perde uitgeroei wat die konings van Juda gegee het tot verering van die son by die ingang van die huis van die Here, by die kamer van Nathan Melech, die hofdienaar in die aanbousel. En die waans van die son het hy met vuur verbrand, so al hierdie afgode goed verbrand en vernietig op die hoë plekke. Verder, die altare wat op die dak van die bokamer van Agas was, weer op 'n hoë plek, wat die konings van Juda gemaak het, en die altare wat Manasseh in die 2 voorhoewe van die huis van die Here, eers hierdie stamme, God se huis verontreinig, Manasseh, al daai ouens, het die koning afgebreek en dit daarvandaan verbrysel, en die stof daarvan in die spruit Kidron gegooi. Hy het dit verpletter. Awesome. Vers 13, en die hoogtes wat oos van Jerusalem was, suid van die berg van Bederf, wat Salomo, die koning van Israel, gebou het vir Astarte. Salomo het dit gebou vir Astarte. Die verfoeisel van die Sidoniërs, en vir Kamos, die verfoeisel van die Moabiete, en vir Milkon, die gruwel van kinders van Ammon, het die koning verontreinig. So hierdie koning, Hiskia praat na korreksie, ek het nou hierdie so 2 maande terug aangebied, maar Hiskia gaan vernietig al hierdie hoë plekke, hierdie afgode plekke, en hy stamp het. Hier in 2 Konings 17 vers 9, en die kinders van Israel het heimlik volbring wat nie reg was teenoor die Here hulle God nie, en hulle het vir hulle hoogtes gebou, high places, in hulle stede wat van wagtoring af tot versterkte stad, en hulle het vir hulle klippilare en heilige boomstamme opgerig, heilige boomstamme, jy sien nog steeds, mense bid hier om die dorpe vir bome, ek weet nie of julle dit al by julle dorpe gesien het nie, opgerig op elke hoë heuwel en onder elke groen boom, en hulle daar offerrook laat opgaan
Nee, hierdie hoeveel duisend jaar terug is hierdie mense doen dit vandag nog. Ja. Dat opgaan op hul hoogtes soos die nasies wat die Here voor hulle uit weggevoer het en verkeerde dinge gedoen om die Here te terg. Terg die Here. Ek dink as dit in die Ou Testament die Here geterg die Here vandag. Verseker. Dan die laaste enetjie Jeremia 32 vers 34, maar hulle het hulle verfoeisels neergesit in die huis waar my naam oor my uitgeroep is om dit te verontreinig. En hoor hierso vers 35, en hulle het die hoogtes van Baal gebou. High places of Baal. Wat in die dal van die seun van Hinnom is. En hulle seuns en hulle dogters vermoedig deur die vuur laat gaan. Hulle het nie gou net spring oor die vlammetjie nie. Hulle het hulle gebrand, doodgemaak, geoffer. Iets wat ek hulle nie beveel het nie en wat in my hart nie opgekom het nie, dat hulle hierdie gruwel sou bedrywe om Juda te laat sondig. Dit is verskriklike goed. Ja. Daar het ek 'n prentjie op van Jerusalem vandag en vandag op die hoë plek waar die tempel gestaan het, staan vandag die Dome of the Rock van die moslems. Toevallig, Ja. né? Alright. So Jonathan, die volgende wat ek oor praat is nou hierdie Asclepius mannetjie. Ek moes nou mooi kyk hoe spreek mens nou hierdie uit. Maar ek en Elsie doen nou hierdie jare. En waar sien mens hierdie teken? Met die medies. By die medies. Alright, maar ons gaan vandag eintlik kyk wat dit beteken en waar dit vandaan kom. Mm. Eintlik kom hierdie van die Bybel af. Eintlik is dit God wat hierdie ingestel het, sonder die vlekkies en die ander slangetjie wat bygekom het. Alright. So 'n bietjie daarna kyk. Lank voor die Nuwe Testament was Asclepius erken as God met 'n klein t. Die seun van Apollo en die maagd Cornelius. So ek gaan 'n bietjie op die geskiedenis in, want God gaan ons sekere goed aanvat in hierdie brief. Hy was die naam gegee van die redder, omdat hy glo die mag gehad het om die dood af te weer. Ja. Die Anatoliane het hom as 'n slang voorgestel en later het die Grieke hom voorgestel waar hy Hermes se staf vashou. Die Kadusha staf met die 2 slange. Dis die Kadusha staf. Dit het die stad se embleem geword. Pergamum of Pergamos, dis hulle embleem. Hermes is die god van handel of handeldryf. Maar so interessant dat baie ouens, sy's 'n dokter, want hy nou 'n nommerplaat met hierdie Kadusha staf, maar eintlik is dit die god van handeldryf. Hy moet die een met die 1 slangetjie is die Asclepius. Alright. Al die hierdie goed kom natuurlik van die bronsslang af wat Moses in die woestyn moes oprig op God se bevel in Numeri 21 vers 24. En daar kan ons onthou mense is deur slange gepik. Wat sê God vir Moses om te doen? Hoor hy rig hierdie slang op. As die mense na hom kyk, dan sal ons dan nou sien dan sal hulle gesond word. En ek kan nie onthou of ek dit nou ingesit het hierso nie, maar eers kry ons die antwoord van daai in Johannes 3. Selfs in die Ou Testament, selfs die profete het eintlik geweet hoekom het God nou 'n koperslang opgerig. En die antwoord kry ons dan nou in Johannes 3. Ek gaan vir ons lees in Johannes 3. Maar gaan hierso. Dis toe natuurlik toe nou Nikodemus daar na Jesus toe kom en om te vra en hy sê Nikodemus moet weer gebore word en al daai goeders en Jesus is hierso so in Johannes 3 vers 14, hy sê en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo gered kan word. Nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So koper kon hitte vat, simbool van hitte vat, dis hoekom hy koper voete het in Openbaring 1. En die slang is 'n teken altyd van sonde. So Jesus het vir ons toe hy verhoog was, het hy ons sonde op hom gevat. Is dit nie awesome? That's amazing. Huh? Alles pas. Alles pas net mooi in mekaar. Ja, dis vir my mooi daai hoor. Nadat die Romeine oorneem, het hulle gou bondgenote van die Romeine geword. So eers die Grieke het hierdie stad gehad. Ek het nou nie op die baie vroeër geskiedenis ingaan nie, daar is nie baie
oor hierdie plek te sê nie. Ek dink as jy dieper navorsing gaan jy geen op diep goed afkom. Maar vir ons doeleindes het ek begin met die Grieke en toe die Romeine oorgeneem, hierdie ouens het vinnig gecompromise. Kyk, toe die Romeine oorvat, kom ons waag gou Romeinse, ons submit onder hulle, soos wat die vorige stede ook gedoen het. Hulle het vinnig verspoedig en ontsettend ryk geword onder Romeinse beheer en gou die hoofstad van Asië geword. Maar omdat die stad nie naby genoeg aan die hoofhandelroutes geleë was nie, het Efese die hoofstad geword. Alhoewel Efese die hoofstad geword het en vandaar die plaaslike regeer het, het Pergamos die offisiële tempel en sentrum geword vir keiseraanbidding. Die hoë plek. Volgens tradisie is Zosie gebore. Vir hom is daar 'n altaar gebou. Die Bybel noem dit the seat of Satan of die troon van Satan, Openbaring 2:13. Nou na 'n teoloog geluister wat sê mense vra hom, het Satan fisies daar gesit? Hy sê reken so. Want so is Satan. Satan, weet ons, is nie God. God is alomteenwoordig. Satan is nie alomteenwoordig. So hy moes fisies op 'n plek sit seker. God het nie nodig om op aarde, hy is nie gebonde nie. Ja. Satan is, ons weet ook dat demone territoriaal is en al daai tipe goed, ons kan nie daarop ingaan nie. Asclepius was die gesondheidsinstelling voordat Hippokrates die instelling oorgeneem het vir 800 jaar. Hoofsaaklik gefunksioneer op psigiatrie en suggestie. Slaap was veroorsaak en priesters het hul eie tegnieke en dwelms of medisyne gebruik om pasiënte te laat droom en visioene te sien. Dis nou heeltemal okkulties wat hulle gedoen het. Baie ander tegnieke soos musiek, tipe baddens ensovoort was gebruik vir terapie en genesing. Dit is interessant vandag ook as jy van hierdie plekkies toe gaan die musiekie en die kruie bad wat jy inklim en al het gesê nie al hierdie goed verkeerd nie, maar hierdie ouens doen dit al vir eeuwe. Ja, ouens doen dit al vir eeuwe. Ja, so. Dis wat ek te sê daaroor. Hoe sê jy Forrest Gump? That's all I have to say about it. Nee, so net die dieper op nie, te veel tone trap en al goed. Maar wees versigtig. Ja, verseker. Vir as kind van die Here, jy moet sommer jy het die salwing. Jy het God se gees in jou. As jy by plek instap en voel jy ook hierdie is 'n plek waar ek nie moet wees nie. Alright, ek gaan ook nie na daai ou my vat of daai vrou my vat of wat ek kom. Jy weet. Nee, met al daai goeders nie. En ek wat in die bevryding bediening is, ons almal wat in die bevryding bediening is, het al hoeveel mense moes help om ontslae te raak van seker goed wat hulle opgetel het by hierdie plek. Alright. So die titel van Christus baie belangrik. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Natuurlik kan ons daar Hebreërs 4:12 wat jy ook nou van gepraat het, van die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordeler van die oorlegging gedagtes van die hart. Dis hoekom ons gesê het reformer is dat die woord ons harte suiwer. Nee, want ons almal se intensies. Ek onthou toe ek begin het, my intensies was sekerlik nie so suiwer nie. Die eerste keer toe ek preek en ek onthou ek maak altyd die grappie. Dit is my so goed gegaan ek wou besigheidskaartjies druk. En ek sê next best thing nou. Ek moet nou vir my agent kry. Ek moet nou gaan. Dis die Here vir my met daai houdinkie. Gaan jy nog eers 'n bietjie op die myn by, wel? En ek moes toe nog werk en ek het daar geleer om oor myself te kom. Ja. En nie dat ons ooit oor onsself kom nie. En so kom ons gereeld met vas en al daai tipe goed dat ons kan. 'n proses. Dis 'n proses. Dis daai reformer proses. Yeah, the reformer podcast. Okay. En hoories is my mooi vers, en daar is geen skepsel mens onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Hè? Ja. Ons het met hom te doen. Yes, dit is vir my mooi. Twee snyde, die stomos, twee kante, die grondwoord stoma, die mond. So, ek het nou net iemand geluister. Is nogal in hierdie podcast van Marcus Luttrell, nee? En hy's 'n Katoliek. Hy is weer gebore, 2016. En hy sê, as ons hierdie wapen, hy is ook express mag uit, so hy verstaan die taal. As jy hierdie wapen, hierdie swaard van jou, kan jy opstaan die oggend, jy kan iemand of afbreek, of jy kan iemand opbou. En as ons kan leer om hierdie te gebruik, die Bybel sê dit ook ons,
Ja. Nee, dit is Jakobus. Is 'n klein roedietjie, maar hy stuur die hele boot. Die hele boot, ja. Nee, as ons kan leer om hierdie, is 'n groot wapen. Ja. Dit is 'n skerp, 2 snydende swaard. En hierdie woord is skerp, as jy gaan toelaat. Hy kom deur gewrigte en murg. Dis fyn hoor. Dis fyn. Dis En surgical cut. Ek dink dis hoekom hy dit spesifiek in hierdie boek ook noem. Die Jesus, everything is red letter, but I think he mentions this because this is where you see the whole tolerate of Ja. thing coming in and the Begin whole het. compromise starts coming in. So you got to cut it fine. You got to be discerning. Jy het mos gesê discernment is the difference between right and almost right. En dit is waar dit nou inkom, want as jy gaan kyk na hierdie kerk, dan is hierdie waar die tolerance begin inkom en die compromise en daai klas van goed waar ouens, hulle wil Christene wees, maar hulle wil ook nog steeds al die ander goedjies doen. And you got to cut it fine. If it's not biblical, if it's not scriptural, then it's not from him. Amen. And it's not for the believer. Jy sien, ons moet redelik bold wees in daai, want almal wil nou nie op tone trap, and tolerance isn't love. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. En daai liefde gaan jou 'n bietjie kom konfronteer en sê, hoor hierso, hierdie is nie skriftelik nie, hierdie is nie my woord nie. Hierdie is nie, want ek vind dit ook interessant, 2 keer in hierdie boek praat hy van the seat of Satan, né? What was Satan's downfall in heaven? Pride. It's all about me, it's all about me, it's all about me. En ek dink dit is waar dinge begin, jy kan in hierdie kerk sien waar dit begin suid gaan en jy kan nou sien, soos jy sê, ons gebruik dit nou vir nou. Weet jy nou, dis nou nie hierdie waar ons sit kerk nie, dis hierdie kerk in die boek nie. Die kerk in die boek, ja. Ja. Maar jy kan dit sien waar dit nou begin inkom en waar daai pride begin inkom en is vir my, en dit gebeur in later kerke ook, maar vir my is dit daai skrif waar hy Hebreërs 12 inbring baie belangrik, want ons moet kan sny tussen reg en verkeerd en ons moet bold genoeg wees in liefde om te sê, hoor hierso, this is not right. I can't tolerate it because the world's going to tell you if love will tolerate it, but it won't. Love will come and confront it in a compassionate manner like Jesus did. Jesus doesn't tolerate sin. So daai is net oor daai stukkie. Daai wat jy mooi gesê het op tone trap, dis daai vrees van die Here. Het ons hoor agting vir God en sy woord of eerder vir die mense wat daar sit? Ek wil net nie op julle tone trap nie, maar as 'n klomp mense in jou gehoor glad nie die vrees van die Here het nie, maar ek moet nou compromise vir hulle. Ja. Nee. Die groot probleem is ek en jy gaan moet pa staan vir wat ons al gesê het. Ja. He's going to say, why didn't you cut it correctly? Why didn't you say, okay, this is wrong? Ja. If it's wrong, it's wrong. It's fine to say it in love. Ja. But then I must make sure I'm doing it in compassion and love, maar dit moet fyn gesny wees. Want jy kan sien what's the result of compromise, Ja. as jy kyk na hierdie kerk. Slippery slide down. Ja, nee, dan begin dinge vinnig suid gaan. En dis hoekom hierdie kerke reeds in hierdie volgorde geskryf is. Ons gaan nou na die tyd dit net weer sê, maar nou sê ek, so Efese het goed begin, maar hulle het al daar begin compromise met wat? Eerste liefde. Verhouding. It's all about relationship. Jy Ja. sê dit baie. Toe, Smyrna is daar niks van sleg gesê nie, nou, omdat ons compromise op verhouding, en in verhouding leer ek the fear of the Lord. Want ons weet wat vir hom aangenaam is, en wat vir hom 'n verfoeisel is. Soos hy nou daar sê in die Ou Testament. Maar nou, omdat ek nie meer daai fear of the Lord het nie, begin ek hier by Pergamos Ja. compromise. Thyatira gaan ons sien, dan klim jy in die bed met sonde, en dan word jy, die naam wat jy lewe, maar jy is doodsarges, en dan naderhand gaan dit oor die human persons, Laodicea. Die groot ding is dat these ouks were pretty loyal, as jy gaan kyk, né? How Antipas died, and how he was martyred, jy weet mos, was in daai bil wat hulle daar brand, ek het 'n prentjie ding. en jy, ek weet nie of ek nou vooruit hard. Nee, gaan. En jy kook nou in hierdie bil. Dis baas, en almal kyk, en hoor hoe skree jy. Ja. Ek het eintlik gehoor, hulle het daai pype so intricately develop, dat as die persoon skree, klink dit amper soos 'n bil. Ek weet nie of dit nou nie waar is of nie. Eers kyk ek Maar- hoor, maar dit klink Dis rof. wild hoor. Ek het bietjie gaan lees daar, maar ek weet nie of dit waar is nie, but either way, to burn As inside ek mense a kinders brazen ken, bull. dink ek hulle het dit dalk so gemaak. Dis nogals rof. Maar as jy kyk na they were loyal. They were actually steadfast. It says they were when Antipas was martyred, they still stuck to their guns, which is pretty awesome. Maar what does he say what they did wrong? They started to compromise. They started to tolerate. And it shows you how God
looks on this. Verstaan jy, hoe ernstig het eintlik is om te compromise op die woord. You see, no, it's fine, it's we'll do it in love. That's why I say tolerance and love are not the same thing. Ek het baie gehoor, en ek weet nou of ek dit moet sê nie, maar ek het baie gehoor, ja man, dan net vir hierdie gemeente. Ons almal is deel van die gemeente van Christus. En ons almal moet onder dieselfde kam deur Christus gekam word. En ons moet almal die vrees van die Here hê. Maar daar's 'n manier natuurlik wat jy doen. En nou jy kry fire and brimstone preachers wat ek meen hy gaan dis nie ek sê nie dis wat ons moet doen. Nee. Maar ons moet die woord sê. Een man, een vrou getroud, byvoorbeeld, ons het nou 'n huwelik seminar wat voorlê. As jy nie in ons gemeente is nie, jy's baie welkom te kom. Jy kan die details by ons kry. En ons moet dit eintlik opgesit het. Maar ek sal dit dan volgende keer opsit volgende week. En huwelik solid, daar's sekere reëls vir die huwelik. Gelees met Efesiërs 5 22 tot 32. Dis die voorbeeld. En ons kan nie op kompromis. Ja. Jy weet, saam bly, al daai tipe goed. Nee, maar ons laat nie weet met nee. God se woord sê dit ja, maar ons is voor God getroud. Nee. God sê jy gee vir Caesar wat vir Caesar gegee word. Hierdie land verwag, jy moet op papier getroud wees. Dan gaan die pastoor jou trou. Alraai. Nee, daai is nie waar. En as jy lief is vir iemand, gaan jy hulle mos nou nie toelaat om foute te maak wat hulle gaan seermaak nie. Verstaan jy? So as jy lief is vir 'n familielid of wie ook al, mense in die kerk, then want compromise happens quickly. Ja. Voor jy oor uitfees, you compromising. En uit liefde kom jy na daai persoon sê, listen jy gaan seker 'n bietjie ontsteld wees met my, maar ek sê hierdie vir jou in liefde. It's going to protect you, it's going to keep you within the guardrails, it's going to make sure that you don't fall down the slippery slopes, is wat jy sê. Because once your conscience gets dull and blunt, die enigste ding wat dit skerp hou is die woord en tyd in die woord, maar ek wil nou nie op 'n tangent afgaan nie, so. Nee, maar dit is goed daai tangent, maar die ding is, dis hoekom ons accountable moet wees. Ons is 'n oop boek voor mekaar. Ons as leiergroep kyk mekaar in die oë. Julle weet presies wat se intensies van my hart. Ek moes nou daag gesê, ons moet nie 'n mushroom leiers wees nie. Op 'n mushroom plaas jy hou daai mushroom in die donker en jy voer hom met gemors. Ek het nie daai woord net gebruik nie. En ek hou julle, ek het klomp dinge wat ek doen, maar nee, dis nie dis moet wees nie. Julle weet, dis wat ons wil beoog vir die jaar. En ek wil daai woord, ek moet dit leer in my eie taal gebruik. Dis nie my kerk. Dis nie ons kerk hierdie nie. Dis God se kerk. Dis God se kerk, ja. Weet. En wat die Here sê vir ons kerk, dis vir graag leierskap, dis wat ek wil doen. En wat ek voel die Here sê, wat dink julle daarvan? En ons begin saam praat daaroor. Maar hierso so en so wil ek met hulle trou. Ek praat met julle daaroor en ons besluit dit saam. Nee, ons weet hulle bly nou reeds saam, wat ook al. Ons gaan nie compromise op sulke goed. En dis nie 'n lelike manier nie. Die ding is nê, ek vra myself baie keer, Jonathan, one day, if you're required to die for Jesus and it's brutal like that, what you going to do, my boy? What you going to do? It's nice to say, ag nee, ek gaan, jy weet dit en dit. Hierdie ouens they were loyal in that, they were faithful in that. Hulle het nie weggeskuif toe hulle dit gesien het nie. Maar en ek sê dit nou maar weer, but you can see how serious God is about compromise. En dis hoekom sy woord die maatstaf is. Dit kan nie verander nie. Kan nie. Jou pa het altyd vir my gesê. Ja. Ek daai van sodra die maatstaf in die mens se hand is, dan word hy altyd geskuif. Ons het daai tyd gepraat oor dit het toe net uitgekom daai tyd van genade dood. Ja. Jy mag genade dood in 'n sekere land in hierdie wêreld as dit en dit is. Men gesien die maatstaf gaan skuif. Nou dan net like ou tannie Betsy siek is dan so genade dood. Jy weet wat ook nee. Of dis nie meer lus vir lewe nie. Ja. Dan sit ek nou, ons het nou dag het ek en iemand moes gaan bid vir 'n dame, dis begin laas jaar, iewers in Johannesburg. Sy wil nou vir genade dood gaan. Die familie dit. Sy is nie siek nie. Sy wil net nie meer lewe nie. En ons het daar toe gaan besoek. Ons het geheimsinnig in die plek ingekom. Ons mag eintlik nie daar wees nie. Vir haar gebid en gesê hoe lief Jesus vir haar is. Vir hierdie pel vir my het 'n bos blomme vir haar gegee. Alles oor die Jesus is lief vir jou. Baie dankie. 2 weke later hoor ons sy is toe nou na die land toe en sy het toe nou genade. Sy's nou dood. 'n Gesonde vrou is dood.
En die mense gesê, ja, ons help jou soontoe. Hæ? En daai is die maatskapskyk. In jou pa se tyd was die maatskap nog so rigied. Nou het dit al klaar geskuif. Ja, Weet die persoon was nie siek nie. Siek bietjie hierso, sielkundig, ja. maar genade dood toe nou. En hierdie plek daar in Johannesburg akkommodeer nou die mense in transit. Sien toe. Ja, rarig. Ek was daar. Nee, dis wild hoor. Na die tyd toe kry ons 'n oproep van die persoon af wat die plek hardloop daar en hoe het julle ingekom en dit het ons nou op die kameras gesien. Maar ek wou het ons God het vir ons die deur oopgemaak. Ons het gebid in die spoegspad, nee. Maar die persoon is toe nou dood, maar sy kan nooit voor die Here staan. En sy het nie 'n boodskap van die Here afgekry nie. Sy sê, hoorie sussie, ek is lief vir jou. Ek wil saam met jou op pad stap. En dis in liefde. Dis die ding. Jy was got to in be in liefde. compassion en liefde en al daai Ja. goed. Nee, die Here vat jou op avonture. Ek wil net gou hierdie ander twee skrifte, Jesaja 55 vers 11 sê in die International Standard Version, moet my nou nie kruisig oor die Bybelvertalings nie. Ek sukkel regtig met die thus and thou van die King James. So will my message be that goes out of my mouth. It won't return to me empty. Instead, it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Terwyl ek dit nou sê, moet ek ook dan nou sê dat volgens Bybelvertalings is baie Bybelvertalings gekompromise. Ja. Dis ongelukkig. Ons kan dit maar vir mekaar reguit sê, dis gekompromise. Ek is 'n ou vertaling ou. Ek is 'n King James of New King James ou, maar partykeer vir sinoniem gebruike om beter te verstaan as die teksvers actually daar is, sal ek dit gebruik uit 'n nuwer vertaling. Maar ek is 'n 53 man en ek is baie lief vir hom. En ek hou van die New King James en die King James. Ek gebruik dit, dis my fondasie. Maar weet dat nie al die skrifte, maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Important to note that. It's important to note en dit gaan ook oor compromise. Ons kan dit maar vir mekaar sê. Die ander is van die vertalings is so afgewater dat ek meen ja, ons gaan nou nie daar so jy sê op daai tangent nou. Psalm 33 vers 6. By the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of his mouth. Dis hoekom die skerp tweede swaard wat uit sy mond uitkom. Revelation 19:15, a sharp sword comes out of his mouth to strike down the nations. He will rule them with an iron rod and tread the winepress of the fury of the wrath of the God Almighty. Hier is ook natuurlik Psalm 2 wat hy daaroor praat. So hy sal die nasies oordeel met sy woord. Ja. Hoe awesome is dit nie? Hier is nou jou prentjie van arme Antipas. Ons kort nou net daai speakers wat daar moet uitkom. Ja. Hè? Nee, Ja, dit sal wel dis wees, interessant wat jy nou vir my gesê het. Openbaring aanbeveling of lof, die derde punt. Openbaring 2:13. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En ek gaan vir jou nou die troon van Satan wys wat opgegrawe is. En jy hou vas aan my naam en hierdie geloof in my nie verloor nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan is. Ek moet vir jou sê, daar's baie siening oor hierdie Antipas. Is dit die naam se betekenis of is daar fisiese Antipas? Chuck Missler het gesê net voor hy dood is. Toe vra hulle vir hom, as jy 2006, 17 en ek het baie by hom geleer en leer nog steeds baie by hom. Wat sal jy sê is 'n fout wat jy gemaak het? Hy sê sommer dadelik. Ek het aan die einde van my lewe as teoloog agtergekom. Ek het nie God se woord letterlik genoeg opgeneem. As God sê daar waar Antipas doodgemaak is, Ja, dit waar hy was. is dit wat Antipas doodgemaak. Niemand weet eintlik regtig wie die Antipas was nie, maar daar is stories dat daar so diensknegt dood gegaan het vir dit. So Antipas, die naam teenoorgestelde teen almal. So dit baie ouens reken teoloog beteken dis teen die wêreld. My getroue diensknegt Antipas. Die naam sê teen compromise. Teen hulle manier. Simeon Matafratis, ek dink dis hoe mense uitspreek, het 'n bekende verhaal van Antipas wat tydens keiser Domitian, en hy was natuurlik nou die groot billetjie wat die Christene se doodgemaak het, sy heerskappy toegemaak was in 'n vuurwarm koperbul en so gesterf het. Terwyl hy besig was om te sterf, het hy geprys en worship. So ek lean on dit en ek weet jy ook dat dit daai persoon was. Hengstenberg, 'n bekende Duitse teoloog,
het die naam simbolies gemaak as iemand wat opstaan vir Christus against all odds. Dis wat Antipas beteken, against all odds, maar ons weet ook dat Herodes Antipas, so Antipas was 'n bekende naam, en hy Herodes was redelik teen, against all odds, teen Jesus, né? Ja. So, ek lean on, die persoon, die persoon wat dan nou dood gegaan het. Troon van Satan, kan jy glo, kyk daar. Daai foto, vir die wat nou daarna kyk, is in Berlyn. Kan jy glo, dat hierdie van Pergamos afkom, hy is opgegrawe daar, deur Hitler, en hy is daar gaan neersit in Berlyn. Daar is jou seat of Satan. Baie, die boustyl, sien jy by baie plek. Jy sien dit in Kaapstad ook. En by Kaapstad is 'n bietjie kleiner, maar dan nou daar is 'n Cecil John Road, so dan nou so uitkyk na die suide toe. So ek gaan nou nie op daai simboliek ingaan en al hierdie goed is nou vandag nie, maar dit het regtig 'n betekenis. Is nie verniet gebou daar so nie. So okay. Daar is dan nou daai seat of Satan, Hitler opgrawe. En as jy nou ooit gedink het dalk Hitler, hulle was dalk goeie ouens en dis die wêreld. Nee, luister nie. Hulle was nie goeie ouens nie. Hulle het baie goed verstaan van die occult en al daai tipe goed. So hulle is baie nie definitief lief vir mense nie. Nou sal baie goed uitkom, ja, maar daar was nou nie soveel Jode doodgemaak. Luister, hulle het Jode doodgemaak. Ja. Of dit nou 1 was of 6 miljoen. As jy iemand vermoor, het jy iemand vermoor. Ja. 'n Mens se lewe is baie kosbaar. So hoop met daai goedjies kom van, ja, dit was toe nog nie 6 miljoen nie, dit was dalk nou net so 100,000, jy is maar nog steeds, 100,000 mense vermoor. Nee, van hulle het nou maar net siek geraak in transit, soos wat daai tyd die Britte nou in ons konsentrasiekamp omtrent 27,000 mense doodgaan van siektes, en ek weet nie wat, ek praat dan korreksie oor, maar is min of meer daar. Ek dink dalk nie so baie as die Jode nie, maar vir ons ou volkie was dit nogal 'n harde hou vir die hoeveelheid mense, klompie mense, ja. Weet Jonathan, en ek is jy ken my storie, ek was nog kwaad vir die Engelse, tot ek weer gebore geraak het, jy weet, en kyk, hier sit ek nou saam met die Engelse, so, ek weet nie wat die Here kan doen, God can do ek is ek spot altyd, alright, kommer, Openbaring 2:14, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het, so dis dan nou nie almal nie, as ons praat van daai kerk, en daai era, is nie almal nie, daar was getroue ouens aan die pas. Ja, daar is 'n remnant wat nog altyd. En selfs met, nou het ek gesê, maar met Smyrna, né? Duisende Christene is doodgemaak. Maar daar het gecompromise op, daar was Laodiceërs, daar was, ons sê, hoorie, ek gaan nou nie nou doodgemaak nie, want ek meen, die meisies wat ek nou vertel het, is naam ek nou weer verkeerd het, hulle ouers is geprobeer om nie dood te gaan nie, hulle was ook Christene. So, elke ou se saak is sy saak. Nee, en hoe getrou is jy, ja, maar dis nou net, nee, luister nie, hoe getrou is jy in submit in hierdie woord? Faithfulness. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werk, naamlik om afgodsoffers te eet en te oreer. Vers 15. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaiete. Die leer van Biliam wat Balak geleer het, gaan lees gerus daar in Biliam as 'n heidense waarsêer, volgens Joshua 13:22 wat van Mesopotamië, volgens Deuteronomium 23:4, Mesopotamië is Irak. Nee, Irak. Dis mos Irak. Mesopotamië, ja. Irak. Van Irak afkom, hy kon dalk teen een van Babylon afgekom het. By die Eufraat rivier van Arum, Numeri, jy kan dit gaan lees aan Numeri 23:7 vers 2 en aan 22 vers 5. Hy was gestuur deur Balak, koning van Moab. Biliam was bestraf deur sy donkie, Numeri 22, ons almal ken daai storie, en hy weier om Israel te vervloek, Numeri 23 vers 20. Hy vra eers vir die Here, moet ek gaan, sê die Here nee. En nie net een keer. Ja, Here, moet ek gaan, nee. Here, moet ek gaan nou maar. Hoorie, daar's baie keer, ek het dit in my eie lewe ervaar. Ja. As die Here, kan ek maar kom hoe toe gaan? Ja, gaan. Here, kan ek maar, ja, gaan. Here, kan, eintlik wil hy nie ek moet gaan nie, maar hy sê ek kan gaan, maar as ek terugkom, dan lyk my huis so. Ja. En toe het ek nie gegaan nie, dankie tog, ek het geluister. So baie interessante storie daai, ek kan baie vat uit daai storie uit hoor. Ja. Veral soos wat jy nou sê van daai en jy heeltyd karring met God. As God sê nee, selfe, God, this is a high-paying job, should I take it? No, don't take it, my boy. Are you sure, Lord? Are you sure I mustn't take it?
Are you sure? Yes, Lord, what about this? And I'll see it as your blessing en die en daai en die volgende ding. Okay, do it then. Jy kan dit sien in hierdie storie en dis hoekom die donkie nie wil loop nie met daai engel. Sê die donkie vir my nie so ou perd. Ja. Kan jy nie sien nie. En dit is net heeltyd karring en karring en karring met die Here. He always knows best. He wants to protect you. Maar hy is baie om uit te vat uit hierdie storie van belang. Ja, maar ek hou van daai storie. Natuurlik daar baie teoloë ja, die donkie werklik gepraat. Jy mis eintlik die hele punt van die storie. Maar ek sou sê as God se Bybel sê die donkie het gepraat, dan het hy gepraat. Liewe Jesus, ek staan voor U, die donkie het gepraat. Ja. Ja, ek gaan nie want God, ek meen God is God. Ja. En my 6% brein wat ek gebruik, submit ek aan hom. Ja. Alright. Maar die koning geleer om Israel te oorwin, Numeri 31:16. So die doktrine van Bileam, geestelike onkeus en getroud met die wêreld, Openbaring 2:14, weg van Bileam, hierlang en bemark sy gawes, fout van Bileam, offer ewigheidsskatte of vertuilike gewin. So hy het eintlik vir Balaam geleer hoe om die Israeliete uit te oorlê en die groot triek wat hy gedoen het. So hoorie, kom met hierdie Moabitiese girls, nê, naby die krygers. En hulle sien toe hierdie mooi girls en hulle vat van daai girls, hulle het gemeenskap met daai girls, hulle meng met daai girls en hulle word doodgemaak, né? En hoeveel van hulle was 24,000, 25,000 daar baie. So dis hoekom God dan nou sê hierso. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die koning. Sorry, ek moet teruggaan. Voor die kinders van Israel te werk, naamlik om afgodsoffers te eet en te horeer. Hulle het gehoreer. Hulle het gecompromise. Hulle het in die bed geklim met wat hulle nie moes klim nie. En dis hoe God dit dan nou waarsku. And has the enemy strategy changed? Nee. Nee. Dis nog steeds dieselfde as jy kyk, nie net na pastore, nie net daai ook, leiers en daai, but the strategy hasn't changed. Nee. En hierdie is vir my it's a weak form of Christianity. Dis wat hy ons eintlik kan waarsku, daai compromise. Ja, compromise. It's without power, it's without authority, it's without substance. Dis just as jy Christen, ja, ek's 'n Christen. Maar ek bid nie, ek spandeer nie tyd in die woord nie, ek compromise. As iemand van buite af kyk na my lewe, dan lyk ek maar soos die wêreld. Ja. En daai is, if you go, as jy die woord gaan check, hoe sien God dit? He doesn't want you to look like the world. So daai is, sorry man. Nee, dit vat my terug na ons gesprek Sondag. Toe wat ek en jy oor gepraat het. Oor hierdie once saved, always saved. En ek en jy gaan daai ding lekker deurtrap. So ons gaan hom nog praat. En so baie tone trap maar. Ja, maar weet jy wat? Jonathan, ek sien net in die wêreld gaan ek wil nie kerk en kerk vergelyk nie. Elke ou se saak is sy saak, nee. Jy moet luister na die woord of jy kan compromise. Jou saak wat jy wil doen. Ja, maar dis nie ons dit luister hier. As God gesê het, gesê. En as jy as kerkleier jou vrou skei, nê, dan moet ten minste almal weet hoekom dit gebeur. Ja, maar ek glo ook nie jy kan dan meer 'n leier wees nie. Ek weet ook nie, jy kan nie. Nee. Jy kan nog steeds 'n Christen wees. Ja. En jy kan die Here om vergifnis vra en al daai tipe goeders en daar het Jimmy Swagger het opgestaan, maar hy het nie sy vrou geskei nie en sy vrou, Jesus, prys die Here, besluit om by hom te bly na daai. Ja. Jy weet, ek ken vir Elsie, kyk, ek teer en veer, ek potblou geslaan. Dit is vir my oorbly kan hom maar aangaan, maar ek gaan nie saam met haar nie. Maar dan moet ten minste die kerk weet hoekom dit gebeur. Hy sit soms so in die geheim, ek gaan nou nie name noem, maar dit het nou gebeur. En dan verskyn dit in koerante en weet nie wat alles nie, maar ouens gaan nog aan. Ja, and it sounds hard for us to say that, né? Ja. Maar selfs ek en jy, of ek definitief, ek moet elke dag ek moet seker maak dat ek compromise. Natuurlik. En ek moet seker maak ek stap in en daar's dae waar ek my meer verloor en die en daai en ek het al baie daaroor gepraat, maar dit moet maar every day when you wake up, dit moet iets wees that you say today I'm not compromising. I'm not a slave to sin. I'm not al daai goed. Moet jy weet jy moet standvastig wees in daai ding. En dit is hoekom ek praat nou met Dylan en Amber ook voor die tyd en dis hoekom ek ook nog gelei voel om te vas van volgende week alweer. En net bietjie myself aan die Here vas te maak. Vas, ek voel vas, ek maak myself aan die Here vas en ek moet net weer seker maak ek is saam met hom en 'n bietjie stil raak saam met hom. En die ander ding is introspek te doen oor myself, my intensies van my hart, my huwelik.
alles. Daai is baie belangrik. Baie belangrik. Ons moet dit almal doen, gereeld. Ons moet almal gereeld doen. Net 'n bietjie raak dit 'n bietjie stil. Dis goed om die begin van die jaar te doen. Maar dis goed om dit gereeld te doen. En maar ek voel net in my eie hart nou, die Here my praat, bietjie ernstig opvat hierdie keer die vas. En ek het elke jaar begin ek met 21 dae Daniel en al daai tipe goed. Maar ek het myself al gekry met 'n Daniel compromise ek vinnig. Popcorn is mos maar 'n tipe groente. Dis mos mielies. Dis mos mielies. En 'n ou aardappeltjie met 'n botter, maar botter kom ons van beeste. So vir my is die beste totaal. Ja. Dit is nie die lekkerste nie, die Here weet nie. Dis vir my maklik. Dit is vir niemand maklik. Maar vas is kos. Ja. Ek het baie ons gehoor, maar weet jy wat? Ek gaan nou sosiale media vas tydens hierdie lucky for you. Nou moet ek op 'n is kos. Dis kos. Ja. Wat is kos? Kos vat ons mind. En dit tas jou liggaam aan Dit tas jou liggaam aan. Ek wil nie vandag daaroor praat nie, maar daai wat ek vir Marcus Lutherell net vir stuur, geluister het. Hierdie ou nê. Hy het net besef wat kos aan hom gedoen. Hy het nou vir geestelike redes, gesondheidsredes. En hy sê dit is baie interessant om te sê, soos die weke aangaan, en jy gaan nog steeds badkamer toe maar om nou te urineer, en jy sien dit wat uit jou uitkom, is wat besig was om jy dood te maak. Al die gifstowwe wat ons inneem en goed, so dis 'n mooi klinkie, maar vir my gaan dit oor net, om terug te kom na wat ons nou oor praat, die suiwerheid van my hart, die intensies van my hart. En ek het so 'n klip hierdie week vir die intercessorspan gestuur, ek weet nie of jy gekyk het nie, wat hierdie ou, ek is nou nie vergeet, maar so groot prediker in Amerika het gesê dat Smith Wigglesworth gesê het, hy was nie baie slim, so 'n plammer, né? En hy het nie wat noem hulle dit, wat het genoem van die etiket, die prediker etiket gehad. Was dit pulpit eloquence? Pulpit etiket. Ja, etiket, maar nou in Engels, né? Hy het nie so geweet beteken nie. Jy weet, jy ken my. Ek het ook nie pulpit etiket nie. Ek ken dit nie. Ja. Maar wat het hy gehad? Dooies het opgestaan, mense het fisies genees, ledemate uitgegroei, documented. Ja, dat is amazing. Hy het 'n platform reg oor die wêreld gehad as plammer. Wat was sy geheim? Hours a day alone with God, praying in tongues. Ja, dat is belangrik. Maar met hours saam met God, jy weet nader nie meer wat om te bid en dan bid jy in tale. Nothing replaces that. Niks nie. En dis waartoe ek wil gaan. Met my vas wat maandag. En dis moeiliker vir ons nou dink ek, want jy het jou social media en die ou preek so nice en die ou het 'n baie cool tema en ding oor die, but at the end of the day it's daai tyd. En hierdie is waar ek myself moet check dat ek nie compromise nie. Ja. Verstaan jy? Want partykeer is dit maar moeilik, jong. Ja, om seker. daai tyd van die oggend op te staan en dan is die kinders en is die en is daai en dan compromise jy vir 'n week en dan compromise jy vir 2 en dan compromise jy vir 3 and then it starts becoming a slippery slope. Ja. Ja. Hierdie Desember my sleg gemaak met al die jamming en die goeters, né? En ek kan vinnig sleg raak met sulke goed. Ja. Jy weet, so dit is so. Hierdie briewe is vir my geskryf. Just hierdie briewe, né? Nobody will ever say they didn't know what Jesus liked and what he didn't like. Maar nou, soos altyd sê, nou lees en preek jy ouens in Openbaring. Ja. En soos Chuck Missler altyd gesê het, as jy niks van Openbaring wegvat nie, vat asseblief hoofstuk 1, 2 en 3. Ja. Want dis vir ons geskryf. Dit is baie belangrik. Dit is bitter belangrik. Veral nou. En ek voel genuine hierdie jaar is, soos jy gesê het, it's about anchoring. The anchoring. But it's about prayer, it's about being intentional, daai skrif van Petrus. It's about being, jy moet established. Ek kan nie onthou wie dit gesê nie, but it's about establishment hierdie jaar. Om 10 penne inslaan. Ja, sulke Die tyd. is die jaar van die 10 pen, né? En jy moet goeie 10 penne inslaan aan die wind. Ja, hy gaan vat, hoor. Hierso gaan dinge gebeur hierdie jaar in die kerk en God is met sy kerk besig. Ja. Die tyd van grace raak nou klaar. Mense kan dit net voel, ons gaan nie daaroor praat nie. Die kwaliteit. Onkruid gesaai tydens die eerste jare van die kerk. Dis die gelykenis van die saaier daar Matteus 13:24-30.
Wettisme, Jesus se afgehandelwerk, dit is die onkruid wat ingekom het. Wettisme, Jesus se afgehandelwerk het al daar 'n tyd ingekom, daar want die Jode wil amper weer Jode word. Ons het nou baie daaroor gepraat. Gnosisme of gnosticisme, ontkenning van Jesus as God en sy menslikheid. En mens kan dit baie nou sien, dat baie nuwe Bybelvertalings lean daai kant toe. Praat van the one, en die sukkel om die drie eenheid, daai tipe goed. En dan natuurlik die ander keiseraanbidding, ontkenning van Jesus se goddelike heerskappy. In die vorige keer al, just a pinch, sê net, jy kan nog steeds Jesus aanbid, maar jy moet net eers sê, keiser is God. Ja. Nee, daar kan nie compromise. So one foot in the world, one foot. Ja. En selfs al hierdie goeds vandag nog van toepassing op die wêreld, is nou net nie meer die keiser nie, maar is baie ander dinge wat ons voor God sit. Selfs my tradisie kom bo God. Ja. Nee, jou tradisie kom onder God. Jy kan nog steeds Afrikaners is plesierig, maar dis onder God. Verstaan jy? Nie bo God. Ja. En baie kerke is so, die kerk se orde of die kerk se reëls is bo die woord van God. Ja. Nee. God se woord is bo dit. Dan kan jy nog steeds doen wat jy moet doen, maar dis God se woord is bo dit. It's not an add-on, It's the one. Ja. So wettisme, Jesus afgehandelwerk, ons kan baie daaroor praat, ons almal kom uit agtergronde af wat ons nie hierdie goed geweet het nie. Nee? Ons het nie geweet wat is grace nie. Ons het dit nie geweet nie. Gnosisme, ontkenning van Jesus se menslikheid, Jesus was nie regtig God nie, al daai tipe goeders, en dan aanbidding van die keiser. So, maar ek wil na Nicolito toe gaan, en in die naam, daar was so gnostiese sekte. Daar, jy het nou bietjie meer gelees daaroor. Jy wil iets sê van dit? Ja, ek het net na hulle vroeë goed doctrines en goed gaan kyk en dit was baie van jy kan jou pagan goed inbring met Jesus en daai klas van. It was compromise basically. Maar die naam, ek hou van die naam. Nikau wat conquer, overcome en rule. So beheer. Laos beteken laity of people. Met ander woorde, gebruik jou geestelike statuur of amp of posisie om oor mense leuke te heers of te domineer. In plaas van voete te was soos Jesus Johannes 13. En dit het nou deur die donker eeue mos nou gebeur. Die Katolieke kerk en die pausdom het die mense beheer. En die leuke, hulle het maar net nie Bybels gehad nie, hulle het daar gesit, hulle moes net, Anno Domini Party Sante, amen. Jy weet nie waarvoor amen nie. Jy amen net, want die man daarvoor het mos nou gepraat. Nee. God sê, ek hou nie daarvan nie. Ja. Ek hou nie daarvan wanneer mense ander mense beheer nie. Ja, daar is orde in 'n kerk, daar is leiers, al daai goeders, maar elke man of vrou in die gemeente moet my persoonlik ken. 100%. Moet my persoonlik ken. En ons moet die Johannes wat sê, ons moet, ja, die skape kom in, ons gee hulle kos, maar hulle moet kan wy. Hulle moet kan gaan. Ons kan niemand beheer nie. Dis nie wat ons doen nie. Die dade of werke wat die kerk van Efese verwerp en vermy het, word toe die doktrine van die kerk van Pergamos. Die dade of werke wat die kerk van Efese verwerp het. Efese se kerk was strong doctrinal. Ja. En dit verwerp. En dit word toe nou die doktrine van die kerk van Pergamos. Al die compromise en al daai goed. So, Nicolait is, daar was so sekte, die Nicolite, gecompromise het, maar ook in die naam van my, is dit daai Nicol, when a deity is over the laity, en daar's beheer. So, vermaning, Openbaring 2, bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond en beer is die titel van Christus. So sy woord gaan elke prediker, elke leier, elke kerkganger gaan net God se woord jou oordeel. Ja. Ja, maar Here, ek het daai tyd was omdat my man nou nie. Dis die woord. Wat het my woord gesê oor die huwelik? Baie ons moet nou huwelikskursus opkom. Daar's niks fout met my huwelik, jy. Ons almal se huwelike kort werk. Almal se huwelik. Daar's nie een huwelik. Kyk ek net met twee ongetroude mense hier. So ek en jy is getroud. Kom ek kyk vir jou. Né? Almal van ons huwelike het werk. Ja.
Almal van ons huwelik. Jy moet heeltyd werk aan verhoudings, soos ek heeltyd in my verhouding met Jesus moet werk. Ja. Want die vyand kom teen verhouding. Ja, kom teen verhoudings. En as hy kan verdeeldheid bring in 'n huwelik. Oef. Ja, ou Luma Herbe het lank terug 'n teaching gehad en ek sal dit as ek nou 'n huwelikskursus aanbied, sal daar 2 teachings wees of 3. Kom ons kyk of ek al 3 kan onthou. Luma Herbe, egskeiding en die gevolge daarvan. Tiaan Gildenhuys vir die mans, koning, priester, profeet. En Tiaan Gildenhuys se teaching wat ek dink Joey geskryf het wat Tiaan aanbied. Mevrou, bewaar jou grondgebied. Baie belangrike teachings in 'n huwelik. Ja. Dis my baie belangrik, daai 3. Daai is van die fondasies in my huwelik en my lewe. Daai 3 goed. Baie en ek het natuurlik aan haar baie ander geleer en Annette Renier, ek wil graag met hulle ook 'n podcast hê in daai naweek iewers, weet nie of ek dit reg kry nie. Oor huwelike. En hulle is vir my regtig 2 mense en ek wil hulle nou 'n bietjie promote so. As 2 mense wat al jare, ek gee nie om wat wie vir my sê nie. The proof is in the pudding. Die proof is in die vrug. Daai mense doen dit al jare. En baie van die mense wat saam met hulle begin het, doen dit nie eens meer vandag nie. Van hulle is al geskei. Ja. Maar hulle doen al jare en ek is baie lief vir hulle en hulle gaan dit vir ons by ons kerk kom. Die ek is opgewonde. God maak 2-1 huwelikskursus. As jy nou hierna luister en jy is naby Carleton wil of in die omgewing, skryf in. Dit is verniet hoor. Dit is verniet en jy kan soveel daar uitkry. Nee, dit is awesome. Belofte aan die oorwinnaar. Punt 6. Ek sien ons tyd is al hierso, as die uur 16 besig. As jy nou gou-gou vir jou koffie moet drink, net pause. Nee, dan kan jy aangaan. Alright, Openbaring 2:17. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Manna, ons weet mos nou, wat is dit? Wat is dit? Dis wat manna beteken. Wat is dit? Manna, verborge manna. Eksodus 16, daagliks opgetel vir 6 dae. Die mense op die 6de dag kon hulle dubbel optel, dit het gehou. Op die ander dae moes hulle net genoeg optel as die hele geskiedenis omtrent dit. Poëties verduidelik in Psalm 78 vers 24-25 en hy het manna op hulle laat reën om te eet en koring van die hemel aan hulle gegee. Dis nou die hemelse brood, hemelse koring. Mense het die brood van die engele geëet, hy het hulle volop padkos gestuur. Baie mooi, né? In Psalms. Psalm 145, hulle het gebid, toe laat hy hulle kwartels kom en hy het hulle versadig met hemelbrood. Dis oral waar ons lees van die manna. Een van Jesus se 7 ek is verklaringe in die evangelie van Johannes, ek is die brood van die lewe. Daar is natuurlik in Johannes se baie, ek sou lief vir daai boek, 7 ek is verklaringe in die boek Johannes. En 'n wit keursteen, baie sieninge daaroor. Kom ons kyk gou-gou hierso. Handelinge 26 vers 6. Hier is my mooi. Ek vergeet ek het dit ingesit. En nou staan ek tereg. Paulus praat oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is, waartoe ons 12 stamme wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom. Oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig. Vers 8, wat word dit by my as ongelooflik beskou dat God die dode opwek? Wat my betref, ek het gemeen dat ek baie vyandig dinge teen die naam van Jesus moes doen. Paulus het natuurlik die kerk vervolg. Dit het ek ook in Jerusalem gedoen en ek het baie van die heiliges in gevangenisse opgesluit, sê Paulus, nadat ek van die owerpriesters volmag verkry het en so dikwels as hulle omgebring is, het ek my toestemming gegee en in al die sinagoges het ek hulle dikwels gestraf en gedwing om te laster en ek het uitermate teen hulle gewoed en hulle vervolg selfs die buitelandse stede. Ek wil net hier inskryf hierso wat hy gesê het, hy casted his vote against them. Hierso sê in vers 26 vers 9, I truly within myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus Christ of Nazareth, which I also did in Jerusalem, and I shut up many of the saints in prison, having received authority from Jesus, and they being put to death, I cast a vote. Cast a vote, daarster, I gave a small pebble. Dis hoe hulle die vote gecast het. Die punt is dat die Sanhedrin die gebruik gehad het om te stem met die gebruik van klein klippies, swart of wit, skuldig of onskuldig. So die swart klippies, sorry vir jou pel. En Paulus het cast a vote. Hy het dit so gedoen. Daarom is daar vandag verskeie teoloë wat van die mening is dat Paulus
deel van die Sanhedrin uitgemaak het, want dis die Sanhedrin van wie hy praat. Ja. Dis net vir interessantheid dat ek hierdie inbring. As hy was, beteken dit dat hy getroud moes gewees het. Jy mag nie deel van die Sanhedrin gewees het as jy ongetroud was nie. Dit is al interessant, né? Baie. Net so, onthou ons het mos die Handelinge reeks gedoen. Ja. 1 Korintiërs 7 vers 7. I would like everyone to be unmarried like I am. However, each person has a special gift from God, and this one or the other one, ISV. Van die skryf lyk toe of dat Paulus getroud was, maar nou 'n weewenaar geword het. So hy was in daai tyd toe hy bedien het, nie meer getroud nie, maar dis nou maar net vir interessantheid. For him being able to cast a vote, you had to be part of the Sanhedrin, and to be part of the Sanhedrin, you had to be married. Ja. Amen. So, Openbaring 2:17. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborgde manna, en ek sal hom 'n wit keersteen gee en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy het ontvang. Een moontlike betekenis die skrif, 'n gunstige beslissing vir die persoon wat die wit keersteen ontvang. 'n Ander betekenis van die wit keersteen, as jy offer aan die keiser, ontvang jy 'n steentjie wat jy moes wys wanneer jy dalk voorgekeer was deur die soldate by padblokkade, om te bewys jy het jou stem aan hom gegee dat hy die hoogste God is, anders was jy gevang en natuurlik te dood veroordeel. Daai jare was daar nie ID-kaarte nie, dinge het vuil geraak, jy kon ook nie 'n stuk papier gekry het nie, jou boekrol, nee, jy kry klippie, hierdie ou het reg gewout in die begin van die jaar, hy het sy wout gegee vir die keiser, hy sap, right, kom hier so, julle ID sien, klippies, as jy klippie het jy gesê, Caesar is God, as jy nie 'n klippie het nie, maar nou sê God, ek sal vir jou 'n keersteen gee. Is dit nie mooi nie? Ja, is mooi. Ja. Hoe ver is ons nou in hierdie, amper klaar. Wie is die oorwinnaar? In Johannes 5 vers 4. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Baie diep hierdie. Jo, jy kan op sy eie net op hierdie kan ons nou 'n rukkie besig wees. Ons het daar so op die einde vir ons bietjie ver om te sien van hier af, maar ek gaan hier kyk, so opsomming van elke kerk. So, ons gaan weer terug na die naam van die kerk. Dis dat van die slang. Alright. Titel van Christus? Hy wat die twee snydende swaard het. Ons het nou gekyk wat dit beteken. Dis die woord van God. Wat het die kerk reg gedoen? Die lof? Hy het vasgehou in die Here se naam. Hulle het geloof in my nie verloor nie. So daar was 'n remnant wat sterk gestaan het. Maar die kommer was dat daar mense is wat vashou in die leer van Biliam, wat Balak geleer het. Ook mense wat vashou in die leer van die Nikolaiete. So, daar was klaar compromise. Wat het Biliam gedoen vir Balaam? Hy het hom 'n tegniek gegee om die Israeliete uit te oorlê. Ja. Deur met vrouens dan nou die mans gecompromise. En hy sê ook in hierdie skrifgedeelte gaan horeer het met sonde. Dis hoe God dit sien. Ja. Nee? Maar ons is mos die bruid. Ons is die bruid. So as jy nou op 'n ander plekkie gaan, en jy moet maagdelik bly. Dis die ding. Hoor, ons kan baie dieper op hierdie goed ingaan. Hæ? Ons kan baie dieper op hierdie goed ingaan. Ja. Dankie tog, deur die bloed van Jesus suiwer hy ons. Ja. Hy het ons sondige natuur weggevat. But we must be reforming from the old self. Ons moet sanctification, heiligmaking nastreef. Bereik ons dit? En as ons dood is, glorification. So, wat het jy gesê is Engels vir redding nou weer? Salvation. Salvation, redding verniet, gekry. God vat die sondige natuur weg. Maar nou is ek en jy in die sanctification, die reformation, wat moet plaasvind van die ou mens na die nuwe deur die woord van God. En op hierdie roete gaan compromise probeer inkom. Of jy gaan by 'n plek kom, nee, maar onthou nou net, jy moet onder my beheer wees. Pas op. Jy moet deel van 'n kerk wees, 'n gesonde kerk. Geen kerk is perfek nie. Submit onder die kerk, submit onder die leierskap, leer, help serve, raak so 'n deel van dit, soos wat jy serve. Nee? En dis wat ons hier probeer beoog. Weet jy wat is belangrik van daai Jace, ek wil dit nou net noem, want dit het opgekom, maar when salvation takes place in Swan, mense, and there's no grace and all that goed, maar believers need to realize
because it's the strong focus is when you saved that you no longer get the punishment of sin, né? But very few, and if you listen to believers and spend time with many believers that jy nou baie doen, you realize how many believers actually don't realize they're not under the bondage of sin anymore. Daai is belangrik. Want you focus on, okay, I don't get the punishment, but to live a life in authority, you must realize I'm no longer under that bondage. Daai wat my nou, I'm not a slave to sin. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. En daai, ek wil dit maar net daar ingooi, maar dis baie belangrik. Maar dis ons mission. Om mense te leer onder die wettisme uit te kom wat ons nou aangekom het, wat ook die compromise is. Ja nee, om onthou 10 gebooie, weet. Onder Jesus is daar meer as 10 gebooie. So met Jesus is dit die belangrike ding in jou mind. Want as jy gaan compromise hier, Ja. dis hoe ons compromise in pornografie en goed. Dink, en jou aan dink en dan gaan doen jy. Dan gaan kyk jy die pornografie. Kom net op, en dan begin jy so te gaan. Selfde met, jy mag nie egbreek pleeg. Onder Jesus mag nie eers kyk na 'n vrou. Nuwe Testament, Ja, want as jy gaan aanhou kyk, gaan jy compromise. Ja. So, bewaar jou oë, bewaar jou gedagtes. Ja, ons kan baie lank daaroor. Baie lank. So waar was ons nou? Ons klaar met die kommer. Kommer. Die Nikolaiete natuurlik, en dan vermaning of uitdaging. Bekeer jou, ek hou van die woord uitdaging. Ek gaan vermaning regtig verander na uitdaging. Of bemoediging. Bekeer jou, anders sal oorlog teen jou maak met die swaard van my mond. So God gaan elke kerkleier, elke gemeente gaan hy judge. Hy gaan. En ek weet voor die Here terugkom, gaan baie goed van baie kerke en gemeentes in die lig kom. En leiers. En mag ek klaar gebeur. Mag ek, mag jy, mag ons almal nederig voor die Here wees. Here, ek het issues, maar dankie tog is in die lig. U help my met uit te sorg. En al die dinge. Maar ek gaan nie nou ewe skielik. Hoor jy, ou JC bedien nog maar waar's Elsie dan nou? Wie is hierdie nuwe vrou saam met wie nou? Hoe dit nou gebeur? Nee, maar ons gaan maar net aan. Nee, wat hy's 'n eister, ons vol hom. Hey. Ja. As ek hierdie dag doen met jy sê, hoorie, wat gaan gelukkig hier's 'n klein gemeenskapie. Almal gaan weer, hulle gaan oproepe kry, man. Jy en Tinus hulle gaan besig wees. Dis ligte boere musiek om voor mense te staan. There's going to be a whole another ball game eendag as ons nou voor Jesus staan. Ja, nee, kyk, ons kan lag oor die goed, maar is baie ernstig. Dis baie ernstig, ja. Anders gaan hy oorlog maak met jou met die swaard van sy mond. God gaan ons almal, as hy oor vir ons gaan kyk, gaan hy oor vir ons kyk. En ons gaan getoets word deur 4 No excuses. Belofte vir die oorwinnaar, hy wat oorwin, sal eet van die verborge manna. Ek het nou net baie daarop aangaan, die verborge manna. So, as jy soos 'n ou Smith Wigglesworth gaan stil raak met God en alles vir hom gee, total submission, gaan hy vir jou goed wys uit hierdie woord uit, nee. Teoloog sal verstom. Hulle was verstom met ou Smith. Hoe kan hierdie plammer, hy kan eers die koning James reg uitspreek hier goed, nee. En hierdie miracles vind plaas deur hierdie ou. Ja. Hy het die verborge manna gaan soek. Ou oom, hy het geweet. Ek is nie die skerpste potlood in die pak nie. Selfs Andrew Womack, hy het altyd sê, as hy God was, sou hy nie vir hom gekies het. Nee? En God gebruik hier ouens, weet jy ook, man, ure, ek het ure na Andrew Womack ook gehad geluister. Hy sal op sy plaas loop, hy het vir ons 'n roetjie uitgewerk. En op klippe, skrifte geverf. En hy het geloop en met God gepraat, in tale gebid. Loop, ek wil dit by die kerk doen, as hierdie kerk nou op ons naam is, nee, gaan ek hier so sirkel loop, as ek 'n klippe pak, dan gaan jy kan loop hierso, en jy gaan skrifte kan lees, en jy kan, sulke tipe goed, dit is awesome, hè? Ja, dit is awesome. Maar ja, hy gee vir jou 'n wit keers met 'n nuwe naam, so daar's 'n naam wat jy sal kry. Ja, hulle het jou verwerp, hulle het jou doodgemaak, want jy wou nie compromise nie, maar ek gee vir jou. Wow. En natuurlik eindig hy met wie 'n oorheid. So gaan vinnig afsluit hier met betekenis van elke kerk. Die 3 wat ons nou al gedoen het. So dit is vermanend. So wat het hy vir Efese gesê?
Verhouding met God is baie belangriker as doktrine. Ek sien net om nou my korrek het om na Engels te vir doctrine nie. Alright. Smyrna, jy moet vasbyt onder druk en vervolging. Dis een van die kerke wat nie raas kry nie. Pergamos, reinig jou ambassadeurskap. Ons is ambassadeurs van die koning. Persoonlik, vir my en jou, Efese, moenie jou prioriteite verwaarloos. Ek kyk na julle, maar ek moet na myself kyk, ek moet 'n spieël moet weet. Smyrna, weet daar sataniese oppositie. Ja. Weet dit. In jou eie lewe. God gee vir jou awesome woord vir die jaar, weet, die ander koninkryk gaan alles in sy mag doen, dat jy nie by dit uitkom. Ja, verseker. Pergamos, geestelike kompromie. En waar begin dit hier? Belofte aan die oorwinnaars, Efese, jy gaan eet van die boom van die lewe. Smyrna, jy gaan nie die tweede dood smaak nie, jy is dalk fisies doodgemaak in vervolging hier op aarde, maar jy gaan nie voor die wit troon oordeel staan en ewig die tweede dood smaak. Pergamos, jy gaan manna kry wat verborge is as jy jou ambassadeurskap reinig en tyd saam met hom spandeer en 'n keursteen met 'n nuwe naam. Profetiese profiel, Efese, apostoliese kerk, in daai tyd daar, Smyrna, die vervolgde kerk, ons het nou daar gepraat, ek kan na ons videoetjie toe gaan van die vorige keer, Pergamos, is dan nou in hierdie tyd, is die kerk, ek het nou nie daar aangesit nie, wat begin compromise het. Alhoewel van Pergamos se gelowiges vasgehou het aan die naam van Jesus en getrou gebly het van die ander geval deur kompromieë aan te gaan onder die vals godsdienststelsel. Asook vals en Bybelse leerstellings te leer en te doen. Vandag moet ek en jy waak dat ons verhouding met God suiwer is en ons moet wegbly van 'n godsdienstkultuur wat my en jou wil wegtrek van die waarheid. In 'n netedop. Hi Jonathan? Yes, hier is baie om hier eintlik nog in te sit en te sê, maar hierdie kerk soos is even today is belangrik van daai compromise. It's a warning that should be heeded by everybody. Ek moes eintlik die skrif ingesit het vir hierdie kerk en vir hierdie warning is dit wat sê dat die hele skrif is deur God ingegee en dit is ons Timoteus. Ja. Die hele skrif is deur God ingegee. Die hele skrif, en hoeveel kerke vandag preek die hele skrif? Min. Hoekom wil ouens nie Openbaring preek? Een van die verskonings wat ek gehoor het? Ja, daar's te veel sieninge daaroor. Die compromise klaar met jou. Geen OB is. Ja. Die hele skrif. Hoeveel ouens compromise met die skepping? Baie. Is dit ek het nou vir gehoor wat se teologie die ouens in die tussen die woordjies woes en leeg aanbring. Ek het nou gehoor in 'n podcast luister my ook hierdie ouens nou Katolieke siening is in daai woes en leeg tyd. Het die engele keuses gehad om te kies. Waar staan dit in die Bybel? Nee, dis nie, it's not scriptural. Maar met jou kerktradisie dit nou al vir eeue glo jy dit ook. Waar's dit? Dis hoekom dit so belangrik is, maak nie saak wie preek nie. Elke mens moet vir homself, soos jy sê, dis tussen 'n mens en die Here. Go check the word, go check what it says. En as jy nie 'n boek verstaan nie, dan gaan spandeer jy tyd met Heilige Gees en vra hom. He's going to show you. En is letterlik opgevat. As jy nie hierdie boek letterlik opvat nie, gaan jy jouself moeg maak met al die sieninge. En ek moet nou mooi sê wat ek sê hierso, nee. Daar is soveel mense wat dan nou ja, maar daai is allegories geskryf. Daai is eintlik het 'n ander betekenis. Kyk, soos ons altyd gesê het, Heilige Gees hou van metafore, idiome, al daai tipe goed, nee. Maar as jy sê nee, maar daai is ons vergeestelik dit of dit is allegories. Nou wat in die Bybel kan ek dan letterlik opvat? Ja. As ek die keuse het om iets allegories te maak, dan het ek mos die keuse om Johannes ook allegories, baie of Matteus. En dit wat ons kom. Ja, maar eintlik was Jesus nie uit 'n maagd gebore nie. Hy het hierdie droom gehad, want hy nie regte pa gehad het, want sy ma was eintlik mos verkragt deur 'n Romeinse soldaat. Dis regtig, daar's dominees wat so 'n boek geskryf het. Ja, maar dis mal. Dis mal. Maar dis nou wanneer jy die kans kry om alles te allegories te maak. Dis sinnebeelde. Wat ook al die woorde is vir dit. Nee. Ek wil soos Chuck Missler in 'n van my lewe sê, Here, as daar nou 'n fout is in my lewe,
het ek nie die woord letterlik genoeg opgeneem. Hè? Ja, En ek neem gelukkig nou sy woord letterlik op, as hy vir my sê, Jona was in die vis, is Jona in die vis. Okay? Ja. So, is Jona van ons nou lekker gesels. Nee, ek Ons sien is lekker, al man. 'n uur en 'n half besig. Nee wat, 'n nuwe rekord vir 'n kerkie. As ek op my eie is, hier is my taf as jy is nie. So jy moet regtig julle bes probeer om saam met my te wees. Dit is vir my lekker om saam met jou te kuier. Ja, nee, dit is lekker, man. Ja, was lekker. Nee, Ja. was baie lekker. En ek weet jy teach ook nou nie baie oor die kerke en daai goeders nie en ek en Tinus doen dit nou baie, maar jy skerp met hierdie hoor. Ja, jy skerp met hierdie. Maar nou jy het nou onder die woord groot geword met jou pa en jou ma en julle huis is 'n huis gewees wat jou pa pastoor was en al daai tipe goed. Ek het nie daai voorreg gehad nie. My kinders kan ook sê eendag soos jy en dan gaan hulle loop hulle paaie, maar hulle kan nie sê hulle het nie geweet nie en jy het groot geword. Vertel my weer 'n bietjie daarvan. Ja, ek het in 'n wonderlike huis groot geword. My pa het baie tyd met die Here spandeer. Hy het geboer ook, maar dan kom hy in sy kantoor en lees hy die Bybel hier 10:00 in die oggend terwyl almal werk. Maar ek het in die hoërskool besluit, dit is nou nie regtig vir my nie. Which I regret, maar dit is, jy weet, die Here het my geleer daaruit. En ja, ek het net toe ek weer met die Here begin stap het, toe besef ek just how awesome he is. Ja. En dit is eintlik my gebed vir baie jong mense. Jong mense baie kere wil hulle eie ding gaan doen en dis 'n fout en ek sê dit vir baie jong mense. Ek kan redelik direk wees oor sulke goed. Because you can't. Dis een van my groot regrets is ek het nie genoeg gaan luister die preek my pa nie. En daai tyd was dit op tape en al daai goed, maar jy kry dit nie meer nie. So jy weet, it's a privilege to grow up in a house that where your father and mother serve the Lord. Waar al twee jou ouers die Here dien. En jy kry dit nie baie nie. Dis genuine voorreg. Dis 'n voorreg. En ja, I would really encourage young people to use that voorreg, to really enjoy it and walk in it, want if you don't, you'll regret it. Ek het 'n storie vertel, nou die dag stap ek daar verby Gibeon se kamer, nou is dit skoolvakansie en hy kan nou, nie van skool, hy mag eintlik dit nie doen nie. Luister hy 'n podcast terwyl hy nou slaap. Dis my podcast wat daar op ons podcast op is. Hy luister vir sy pa, "Yo, Eyster, ek het sommer spesiaal." Nee. Ek het die manne Daai ekstra is druk awesome, gegee. En mag hy so aangaan en dit maak my trots want hulle word tieners. Ja. En dis nou daar waar die dinge gebeur. Jy weet waar elke ou mos maar you want to go your way. Ja. En is goed. En is goed. Maar mag ons maar ek moet hom sê ek was ook so op skool. Harde kwas en as ek maar net meer na my pa geluister het en my ma geluister het, maar ons doen nie, né? Nee. Ons doen nie. Ja, en dit is waar dit jy sê, ons moet dit vir jong mense sê, hoor hierso, begin al nederig raak in die tienerfase. Jo, ek sê die Here sal jou gebruik laat dit Ja, yes, daar is ouens wat dit doen, hè. Daar is genuine. Ek sien jaloers op baie ouens. Ja, ek ook. I had my chance, maar dit is, jy weet, dit help nie jy bly daar nie, maar dit kan jou help om ander mense, jy weet, just to tell them. Just listen, it will be worth it. So ek toe ek by die vorige gemeente waar ek was met die studente gewerk het en daai studente leiers en die jeug of die pastore daar wat nou die jonger manne is. Daai manne het so eerbied, ek gaan nie sy naam noem nie, maar daai een ouetjie daar wat die leier is daar, hy het so eerbied vir sy eie ouers en hy het so lief vir die Here op so jong ouderdom. Yes, that's awesome. En trou met goddelike beginsels. Ek het hierdie goed nie geweet toe ek die dag getrou het. Jy weet, maar as ek altyd sê, ek het dan een ding in my gehad, commitment. Maar hierdie jong mense, hierdie jong leiers, het so passie vir die Here op so jong ouderdom. Nee, as jy daar in Potch gaan rondloop en jy stap verby Fire and Fragrance en jy sien daai jong meisies van Amerika afkom in Suid-Afrika en hoe hulle net met die Here praat. Hulle stap in Toro en daai plek en dan worship hulle. Jy weet, yes man, what a culture. Ek sê ja. Ek sê en dis ons droom dat ons hier in ons gemeenskap hier ook so culture kan create vir die jong mense. Jy weet, hierdie plek moet 'n hub word waar mense kan bymekaar kom en net lekker saam kuier en veilig wees en ons weet dat in ons dorp aangaan baie goed gaan agteruit hierso en so aan, maar ons as kerk kan so 'n plek create waar mense net veilig bymekaar kan kom en net worship en kuier. Jy hoef nie Potch te ry om dit te doen nie.
Die vrug van daai oor 5, 10, 20, 30 jaar gonna blow your mind. Ja, verseker. Ek sê jou, you're gonna see. Ja. Ons bid dit, hè. Jy vir ons afsluit. Yeah. Thank you, Heavenly Father, for today, Lord. We thank you for this podcast. I thank you, Holy Spirit, that that the seed falls on good soil and that we water it and look after it, that it will bear fruit, and that we'll want more of your word, Lord, more of a desire for your word, for every book in your word, that we'll want to understand it and want more. We thank you for that, Lord. We thank you that you show us what you like and what you don't like, and we just pray that we'll walk in your ways, that we'll always be humble, that we'll always be teachable, that we'll always do everything we do for you, Father God. That we'll check our own hearts like we spoke about, that we'll really just sit at your feet like Mary and enjoy your presence and listen to you. We'll genuinely listen to you. And we love you so much, Lord. We glorify you, we honor you, we exalt your name. We thank you for this in Jesus' name. Amen. Amen. Lekker, dankie julle. Ons gaan nou afsluit en klaarmaak. Volgende keer Thyatira. Hopelijk kan ons hom volgende week opneem. Hopelijk kan jy volgende week by wees. Ja, geloof so. En ek hoop op Braai kan ook weer bietjie by wees. Ja, dit sal nice wees. Maar dit was nou baie lekker. Dankie Amber, dankie Dylan vir al julle harde werk. Onthou nou ons Turkye toer, onthou ons huwelikskursus, ons sal volgende week bietjie details van dit opsit. Rarig, kom ons word mense wat ons onderwerp aan God se woord. En nie compromise nie. Ons moet almal maar self ons lewens ondersoek, self in die spieël gaan kyk en met die Here eerlik wees. Wees eerlik eerstens met jouself en dan met die Here. Baie belangrik, né? Jy moet maar eerlik wees met jouself. Dis baie goed. Dankie Jonathan, dankie vir vandag. Dis baie lekker saam met jou altyd. En dankie vir julle. Laat sy julle groete. Bye bye. Go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the wave we're riding. So go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a guidare l'uomo nuovo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait